Goeiemôre, dit is dan 7 Mei vanoggend, 2025, lesing 277, die groot Johannes Evangelie boek 2. Nou, ons het gister geluister na Joshua se raad, en na die voorman nou vir hom sê, ja, maar dit gaan baie moeilik wees. Die ou wil net almal bestorm en slaan en toesluit en alles doen, soos wat die aardse mens maar is. Maar Joshua vermaan hom, en hy gee ook sy redes, wat ons gister gelees het. Nou gaan ons verder. In hoofstuk 1 sê 6, slim soos slange en sag soos duwe. Ek dink daar is ook 'n fout in die Bybel, hierdie term kom voor, maar hulle sê slink soos 'n slang. Dit moet nie slinks wees nie, ons moet slim wees soos slange en sag soos duwe. Jara antwoord half luid en ietwat verleë. Nou ja, daardie geval moet dit beslis korrek wees. Dis nou na aanleiding van haar gesprek met Raphael. As jy my dit vroeër vertel het, sou ek egter geen opmerking teenoor jou gemaak het nie. As mens ter wille van die bekende onaantastbaarheid van die menslike wil, met alle moontlike sagte middele niks kan uitrig nie, bly daar natuurlik niks anders oor as om 'n onaangename middel te gebruik nie. Nou ja, ons sal mekaar goed begin verstaan. Jy moet maar net nie dadelik so heftig reageer nie. Jou sagte manier van praat geval my baie goed, maar as jy heftig word en my letterlik onder jou woorde toegooi, dan is selfs die suiwere waarheid nie aangenaam om uit jou mond aan te hoor nie. Ek vind dan ook dat in die toekoms alle hemelse geeste, alles hulle ook hoe volmaak, hulle moet inspann om minstens so te praat soos die meeste en skepper van alle geeste, sonne, wêrelde en mense, of by die ernstigste sake bly die woord van die meeste, ook by die ernstigste sake, bly die woord van die meester so sag klinkend, soos die sagste wol van 'n lam, en sy woorde stroom soos melk en heuning was. Daarom moet elke leraar en herder homself volgens hom rig, want in 'n sagte spreektoon lê na my mening tog steeds die grootste krag. Wie wil skreeu en heftig praat, krenk dikwels diegene wat hy eintlik wou genees. Let eers op die steeds vriendelike gesig van die meester teenoor vriend en vyand. En wie kan hom dan verwonder dat siekes gesond word, as hy slegs na hulle kyk? So, liewe Raphael, moet jy ook in woord en daad ten opsigte van my en elkeen wees. Dan sal elkeen van jou voetstappe op hierdie aarde seën versprei. Nou druk ek Joshua Jara teen my bors vas en sê aan almal wat hier aanwesig is, tot op hede is sy my volmaakste leerling, by wie ek regtig my engele aan die leer kan sit, want sy het my die diepste in haar opgeneem en die lewendigste verstaan. Daarom besit sy ook my volledige liefde. 'n Pragtige getuienis wat Joshua van Jara gee, wat 'n mens smeek dat ons ook op daai vlak kan kom. Waarlik, as julle sal uitgaan en die volke in my naam leer, dink dan aan die woorde wat die liewe en tere meisie nou aan my engel toegevoeg het. Dan sal julle oral waar julle gaan en staan, geseënd wees. Wees geduldig en in alles sagmoedig, dan sal julle 'n ryke seën in die harte van die mense saai. Maar my engel Raphael moes so praat, om daarmee my liewe Jara tot hierdie uitspraak uit te lok, want oorigens is sy net so stil soos 'n sagte verkoelende aandbriesie, en so sag soos die sagste wol van 'n lam. Almal neem hierdie woorde goed in hulle self op, en was heeltemal eens daarmee. Slegs die hoofman sê, dit is alles goddelik, suiwer en waar. Maar as ek te saggies sou praat met my soldate, dan sou ek daarmee 'n slegte figuur slaan, en die soldate sou my nouliks gehoorsaam. As ek egter behoorlik begin te bliksem en te donder, dan gaan alles goed en feilloos. Joshua sê vir hom, hier is ook nie so baie van 'n uiterlike,
maar meer van 'n innerlike ware sagmoedigheid ter sprake. Wanneer dit absoluut nodig is om wys gebruik te maak van die hemelse onaangenaamheid, doen dit dan. Want die eintlike reël vir alle wysheid is, slim wees soos slange en daarby tog sag soos duwe. Die hoofman lê met 'n gesigstraling van gesigstraling van vriendelikheid. Meester, dit is vir my nou heeltemal duidelik. Die daad van 'n regverdige word dus deur Elohim geregverdig. Maar daarby moet jy wel goed kan reken, sodat jy jou nie in jou veronderstelde wysheid verreken nie. Ek bedoel daarmee volgens die kuns van Euclides, dat wanneer 'n mens by 'n bepaalde hoeveelheid wysheid 'n gelyke hoeveelheid liefde, geduld en sagmoedigheid bytel tot 'n foutlose antwoord kom. Onthou, hierdie ou kom maar uit die heidendom uit en nou haal hy maar 'n heidense wysgeer aan. Nou sê Yeshua, ja, so kan die berekening die beste gemaak word, om seker te wees van 'n geseënde resultaat. En alle geregtigheid en elke oordeel sal daardeur volkome geregverdig word. Dit is 'n fondament waarop verder gebou kan word. As daar geen fondament is nie, kan daar ook geen gebou opgesit word nie. Lê daarom altyd so 'n fondament voordat jy gaan bou, dan sal jou moeite nie te vergeefs wees nie. Julle is uit Elohim en moet daarom ook in alles aan Elohim gelyk wees. Elohim neem egter tyd daarvoor as hy skep. Eerste is daar die saad, daaruit kom die kiem, uit die kiem groei die boom, vorm eers knoppe, dan blare, dan blomme en dan die smaaklike vrug, waarin weer die oorspronklike saad gelê is en vir die verdere voortplanting in die vrug ryp word. Soos wat dit in die kleine met 'n plant gebeur, so gaan dit ook met 'n hele wêreld. Die son verrys nie onaangekondig bo die horison nie. En aan 'n storm is daar altyd waarskuwende tekens vooraf, wat goed herkenbaar is. As Elohim self nou heel nougeset en met die grootste geduld en uithou vermoë in alle dinge so orde in opeenvolging aanhou, dan sal julle as my egte leerlinge my tog ook in alles wat ek julle getoon het en waarvoor ek julle die weg gebaan het, navolg, sodat julle nie sal verdwaal op julle selfgemaakte weg nie. Het julle dit almal goed verstaan? Nou hier met die geestelike moet dit ook so gaan, soos wat hy sê, eers kom die saad in die grond en eers uit die kiem, dan groei 'n boom en dan kom daar knoppies en dan blare, dan blomme en dan eers vrugte en dan binne in die vrug weer 'n saad wat weer verder geplant kan word. En so moet die evangelie ook aan ons mense oorgedra word. Moenie 'n mens bestorm en hom alles gelyktydig wil gee nie. Lê eers net 'n saadjie. As daar goeie grond in hierdie ou se hart is, dan sal hy saadjie ontkiem. En dan as jy weer by hom kom, kan jy hom nog iets gee, wat dan gaan sorg dat die boom baie verder sterker groei en nog iets op 'n later stadium. Vader sal jou in die gesprek lei hoeveel 'n mens kan vat. Party mense kan baie vat en jy kan vir hom maar toegooi. En jy kan sien in sy oë, hy gryp dit aan en hy wil nog hê. Maar ander mense, veral mense wat nog in 'n valse leer staan, as jy hom met die eerste waarheid konfronteer, dan skud hy 'n bietjie. Maar hy vat daai saad en hy plant hom. Maar hy moet hom nie dan nog sade gee of nog meer kennis gee nie. Want daai boom is nie in staat om nou so vinnig te groei nie. Hy moet nou eers hierdie ding wat jy nou vir hom sê, moet hy herkou, hy moet dit oor dink. En so gaan 'n mens dan met mense om. Nêrens is hier 'n quick fix nie. Hierdie ding wat die ouens in die kerke het, kom nader dat ek jou kan salf vir 'n of ander taak en vir een of ander gawe wat ek nou dink, ek dominee of ek pastoor dink jy gaan kry. Daai ding werk nie so nie. Elke mens het 'n vrye wil
En elke mens moet op daai vrye wilspad gelei word, binne 'n orde, en die orde is sagmoedigheid en nederigheid vol liefde. En dit is moeilik, ek self, as 'n mens van aard 'n opvleiende karakter het, dan is dit moeilik om altyd sagmoedig te wees. En dis iets waaraan 'n mens moet werk. En jy stry, en dit is goed wat nie oornag kom nie. Sagmoedigheid is 'n baie groot eienskap as jy dit in jou het, van kleins af. En daarin kan 'n mens baie ander dinge bou op daai fondament. Maar ons, wat uit 'n omgewing kom waar sulke dinge nie bestaan het nie, in my werk waar ek was, maar selfs in my ouerhuis, was daar nie baie van dit nie. My pa was 'n streng meester, en hy was 'n opvleiende ou, hy was soos 'n vulkaan. Maar hy het nooit goed eintlik in hom gehou nie. As hy uitbars, dan bars hy uit, en daarna is dit vergete. Nou onthou hy dit nie eers meer nie. En so moet 'n mens dan omvorm, om soos 'n sag, soos 'n duif te word, en altyd slim soos 'n slang om te gaan met mense waarmee jy te doen het. Jy kan nie elke mens op dieselfde manier bewerk nie. Dis hoekom ek baie keer wanneer ek nuwe mense kry, laat ek hulle praat. Ons sit in die raadsaal en ons praat en ons drink 'n koppie koffie of tee en jy luister. En deur te luister kan jy in jou hart vra, Vader, wat se saad het hierdie mens nodig? En dan sal hy jou deur die loop van die gesprek, sal jy weet, ja, hierdie ou moet hierdie bandjie kry, of hy moet hierdie boek kry, of hy moet net hierdie woorde kry wat ek nou in my opkom. En dan doen jy dit so, dan sal jy altyd reg optree. Maar wees slim soos 'n slang en opreg soos 'n duif, en sag soos 'n duif. Joshua sê vir hom, jy dink dus dat al hierdie aanwesiges my woorde verstaan het? Ja, hulle het dit ook verstaan. Ook die een het dit verstaan, met sy kop, maar nie met sy hart nie. Hierdie woorde maak almal verleë en die leerlinge vra my wie ek bedoel het. Maar ek sê, dit is nou nog nie die oomblik om dit van die dakke af te roep nie. Maar as die tyd sal kom, sal julle julleself wel aan hierdie woorde van my herinner. Wie van julle nou egter ook maar enige vermoede koester, moet dit in sy hart bewaar, want geen boom moet voor sy tyd gevel word nie. Na hierdie woorde van my verstaan die leerlinge wel, dat ek Judas Iskariot bedoel het, maar hulle swyg en laat deur niks hulle gegronde vermoedens merk nie. Matteus en Johannes vra my of hulle hierdie glansryke leer mag opskryf, tot verlossing van die mense. Ek, Joshua, sê, julle kan die leer van liefde, sagmoedigheid en geduld voorlopig wel op 'n aparte blad opskryf, maar nie by dit wat reeds in die hoofboek opgeskryf is nie. Want ek sal nog dikwels daaroor praat, en sal wel aan julle sê wanneer julle dit moet opskryf. Laat ons nou egter gaan rus, en ons nogmaal oefen in die innerlike selfbeskouing, wat gelyk staan aan 'n egte Sabbatsviering in Elohim. Nadat ek dit gesê het, word alles stil in die huis, en so sit ons vir ongeveer 3 ure. Daarna sê ek, nou is die Sabbat gehou, en kan ons ook ons ledemate die nodige rus gee. Toe gaan elkeen bed toe vir die liggaamlike rus, en dit was al taamlik laat in die oggend, voordat ons opgestaan het. Nou, hier is 'n interessante openbaringkie dat hoe die evangelies van Matteus en Johannes geskryf is, absoluut onder die direkte wil en leiding van Yeshua. En nie soos wat ons geleer is deur die kerke en die kerkvaders gesê het, dit is eers 30 jaar na die tyd het ouens gekom en die evangelies opgeteken nie. Dis nie so nie. Hierdie 2 evangelies van hierdie 2 apostels is direk gedikteer aan hulle. En daar is gesê, dit moet jy skryf, Matteus, maar Johannes, jy hoef dit nie te skryf nie. Johannes, nou moet jy dit skryf, Matteus, los dit. En dit is baie belangrik dat ons dit weet, want dit gee vir ons dan net
dat ons meer gesag kan gee aan die 4 evangelies. Die ander evangelies was wel deur ander mense geskryf later, maar op grond van die getuienis wat hulle bymekaar gemaak het, daarom dan die klein verskilletjies in sekere verse. Maar dit behoort ons glad nie te affekteer nie. Vir my is die mees gesaghebbende evangelie is die van Johannes, want dit werk op die geestelike, daarna Matteus en dan Markus en Lukas, wat nie apostels was nie, maar wel skrywers was. Lukas het in die tyd van die apostels gelewe, en hy was ook 'n geneesheer, 'n dokter, en hy het oral rondgegaan en inligting versamel en dit toe in 'n boek saamgestel, want hy het ook die boek van Handelinge geskryf. So dit is maar hoe dit gegaan het daai tyd. En interessant dat Yeshua alreeds hier nou baie lank voor sy verraad al vir Judas Iskariot kan sien wat hy is, dat hy niks verstaan wat Yeshua sê nie. En ons kry baie mense wat ook die woorde wat ons uitstuur met die kop lees, maar nie met die hart nie. En dit is ongelukkig nie die manier waarop saad in jou hart kan ontstaan nie, want jy het die saad na 'n verkeerde plek toe gevat, jy het dit na jou verstand toe gevat. Maar dit kan net in 'n hart ontkiem wat vol liefde is. 'n hart vol liefde vir sy medemens en Vader is te vergelyk met goeie grond. Goeie komposryke klamgrond, dat wanneer jy 'n put insit daar, onmiddellik begin dit groei. Maar 'n wêreldmens se hart is koud en kan vergelyk word met harde grond of pad of klippe, soos hy die gelykenis vir ons van die saaiër vertel het. En daar kan dan niks groei nie, want die saad val in sy verstand. En in die verstand kan net een ding ontstaan, en dis verstandsdenke. Daar kan nie diepere denke ontstaan uit die verstand nie, want die verstand is nie daarvoor gegee nie. Slegs die hart is vir liefde gegee. En as ek so kyk na party van die predikers nou in die boervolk, dan sien 'n mens dat hulle absoluut net in die verstand saai. Hulle het self die evangelie net in die verstand gekry. Jy kan hulle niks vertel van die skrif nie, hulle gooi vir jou toe met verse. Hulle ken die skrif van A tot Z. Maar die oomblik wanneer jy 'n liefdevolle vers aanhaal wat Yeshua gespreek het, dan kan dit nie in hulle ingang vind nie, want die harte is nie voorberei nie, daar is nie liefde nie. En elke mens, en ek waarsku mense, kom weg van enige prediker of enige gemeente waar daar nie liefdeswerke gedoen word nie. Kom weg daar, al dink jy hierdie lering is goed. Dit is sekerlik goeie verstandskennis wat jy opdoen, maar dit help nie. Kennis gaan ons nie red nie. Liefde gaan ons red. Liefdeswerke gaan ons red. En deur die liefde hoef jy ook nie so baie kennis te soek nie. Want wanneer jou hart vol liefde is, kan jy net baie stil gaan sit en dink. En dan kom die waarheid na jou toe. En skielik het jy 'n begrip wat jy nooit gehad het nie. En dan wonder jy, waar kom dit vandaan? Dan kom dit van sy gees af. Want soos hy sê, die wind, die gees waai waar hy wil. En niemand weet van waar dit kom nie. Maar dit kom in die hart. Dit kan nie in die verstand kom nie. Dis maar net my raad uit hierdie lesingkie vir almal. Baie dankie.